Ek praat vanoggend met jou oor dit wat op die skerm is, om te weet of nie te weet nie. Nou, ons het al gepraat oor om te sien en nie te sien nie, te hoor en nie te hoor nie. Ons het ook vir mekaar gesê, so voordat ek nou met hierdie paar weke nou nie was nie, daar's niemand so blind soos wat die ou wat nie wil sien nie, daar's niemand so doof soos die ou wat nie wil hoor nie. Daar's ook niemand wat kom ons nou sê maar dwaas is as die ou wat nie wil verstaan. Ek dink jy het almal al sulke mense in jou lewe ontmoet wat maak nie saak wat jy doen nie, hy wil net nie, hy wil nie. Mense partykeer wil mense net nie. Ons weet daarvan, hè. Hier is dieselfde tipe woord om vir jou te sê om te weet of nie te weet nie. Die vraag is nou, wil jy regtig weet? Wil jy weet wat is die belangrikste goed in die lewe vir ons? En dan kom ons gaan kyk daar. Ons sê in die presentation, jy kan maar die volgende enetjie opgooi daar. Dit is eenvoudig net die groot rede en hoekom dit belangrik is, want alles in ons lewens moet God verheerlik. En hy sal rekenskap eis. En hoekom sal God rekenskap eis van ons lewens? Hy sal rekenskap eis omdat hy eenvoudig God is. Ons moet nooit vergeet, God is God. En as hy rekenskap eis, nou as jy die hele Bybel lees, dan gaan jy agterkom dat dit ook natuurlik die waarheid is. As jy gaan kyk byvoorbeeld daai skrifgedeeltes wat ek vir jou gee, 1 Korintiërs 3 vers 13, ek gaan nie vir jou alles lees nie, maar gaan vir jou van die goed doen. Ek het dit daardie tyd gelees, dit gaan ook op die groep kom, al die teksverse. Maar daar praat hy van hoe ons alles getoets gaan word met vuur. Rekenskap word geëis. Prediker sê ook vir ons 12 vers 14 sê, jy moet weet, dag gaan die rekenskap geëis word. Dieselfde boek praat ook met jou mense, sê jy kan leef soos jy wil, geniet jou lewe alles, maar jy moet weet, God gaan rekenskap eis. Nou as daar rekenskap geëis gaan word, dan beteken dit dat ek en jy moet weet. Ons moet weet wat belangrik is. As jy nie weet wat belangrik is, gaan jy nie weet wat belangrik is nie en gaan jy jou lewe gaan nie wees wat dit moet wees nie. Daarom kan jy nie wonder oor goed. Die volgende enetjie. Jy kan nie wonder oor goed, né? Dit is belangrik dat jy weet. En veral met die dinge oor jou geloof in God nie. Jy moet weet, want dit is wat jy sal leef. Alles wat jy in die lewe al agtergekom het, wat jy weet, dit is hoe iets werk. Dit is hoe jy leef. Dis hoekom dit so belangrik is. Jy kan nie net wonder oor goed nie. Nou daar is sekere goed wat in die teologiese wêreld belangrik is. Hoe ons byvoorbeeld glo oor God. Ons kan nie daarby verbykom nie. Die skrif gee vir ons genoeg goed oor wie God is en wat God doen in ons lewens en daar kan ons nie ook nie verskil nie. Want dis duidelik in die Bybel en dit word van Genesis tot Openbaring vir ons kort deurgegee wie is God en wat is sy karakter. Ons kan dalk verskil oor sekere goed, kom ons sê so, oor gebed in die gees, wat dit regtig is. Ons kan dalk verskil oor genesing, ons kan verskil oor die werkinge van die gees, ons kan verskil oor ons kan dalk verskillende interpretasies, opinies hê oor sekere goed en jy kom dit agter, maar daar's verskillende denominasies en nie almal glo altyd oor sekere goed dieselfde goed wat interpretasie nodig het. Party ons het dit, glo dit, ander ons glo dit. Maar as dit kom oor wie God is, as dit kom oor wat Jesus vir ons gedoen het, daar moet ons almal op dieselfde bladsy wees. En ons moet weet, daar gaan verskil wees. En daar is sekere gedeeltes wat anders geïnterpreteer kan word. Dit is hoe dit is. Reg deur die Bybel sien ons dat mense verskillende goed verskillend verstaan. As jy kyk die vroeë kerk en hoe sekere leerstellings ontwikkel het in die kerkgeskiedenis, dan kom jy agter, dit was nie altyd so maklik. En is vir baie van ons nog steeds nie so maklik. En dit help ons net eintlik om ons oë van mense af te kry en ons oë weer op God te sit en te fokus op wie hy is en te weet wat jy moet weet.
wat belangrik is. Nou, wat is die hoofding wat jy moet weet? Hy is op die skerm vir jou. Jesaja 40 vers 27 tot 29. En as jy Jesaja gaan lees, dan, miskien moet ek hom sommer saam met jou op die bord lees. Kom in die Nuwe Lewende Vertaling, hy sê, vers 27. Nou as jy die konteks van Jesaja 40 gaan kyk, dan is dit eintlik hoop vir die mense. Ek en my vrou is nou besig om deur Jesaja te lees. En daar's sekere dele wat regtig jy moet mooi lees. Dit is nie altyd maklik. Maar jy kom agter hoe die volk in die moeilikheid is en hoe die profete profeteer. En baie van hulle het geprofeteer in die tyd van Israel se ballingskap en net voor die ballingskap en na die ballingskap. En dan kom jy agter hierdie ouens het regtig moeilikheid. Dis swaar tye vir hulle. En dan sien jy, en ons almal ken Jesaja 40:31. Dis die een wat almal ken. Die wat met die Here wag, kry nuwe krag en 'n vaar op met vleuels soos die van die arend ou vertaling, nê. Maar as jy 'n bietjie teruggaan, dan moet jy altyd gaan kyk wat staan voor 'n vers en na vers om heeltemal te verstaan wat dit beteken. Hoor wat sê vers 27. Hy sê, Israel, hoe kan jy dan sê, die Here sien nie my moeilikheid raak nie? Hoe kan jy beweer, God weier om na my saak te luister? Want dis wat die volk, dis hoe hulle gevoel het. Miskien voel jy nog baie keer so. En dan kom die antwoord in vers 28 wat sê, het jy nog nooit gehoor of verstaan? Dink nou aan al die weke se preke sien, om te sien, nie te sien, te hoor, nie te hoor, ensovoorts, want ons moet kan verstaan. Weet jy nie dat God van altyd af God is nie? God bly God, nee. Hy is die skepper van die hele aarde, nou net die beeld van die feit dat God die skepper is, word van Genesis tot Openbaring baie sterk in die Bybel weergegee. Trouwens, baie keer as jy lees, as mense bid, praat hulle van skepper God in die Ou Testament. Selfs Paulus, as hy die geleentheid het om vir hierdie klomp ouens aan die Pagas te verduidelik wie God is, dan praat hy van die skepper God. So dit is die hoofding van God, is die feit dat hy 'n skepper God is. Hy is die skepper God van die hele aarde. Hy word nie moeg of gedaan nie, en niemand kan die dieptes van sy insig meet nie. Ek vra die vraag, weet jy dit? Weet jy dit? Ja, weet jy, is jy verseker van dit? God word nie moeg nie. Hy is altyd daar vir jou. Hy is altyd daar vir die mense. Hy is daar vir sy kinders. Maar weet jy dit? Beleef jy dit? Dis die vraag wat gevra kan word. Hy gee krag aan die wat moeg is. Hy maak die kragteloses sterk. Is dit nie 'n wonderlike belofte? Uit die wete van wie God is. Die vraag is, weet jy dit? Weet jy dit? En ek is vas oortuig daarvan. Prys die Here dat dit die waarheid is. Niks anders as die waarheid is. As ons so kyk na die skrif, dan besef ons, volgende enetjie kan jy opgooi, as jy iets werklik weet, sal jy dit ook nie gou vergeet. As jy dit werklik weet, sal jy dit nie sommer vergeet nie. Dit sal deel word van jou lewe, nie. As jy iets werklik weet, sal jou gedagtes en gedrag verander, en sal jy geestelik groei en God sal verheerlik word. Dit is regtig wat dit beteken om soos sout en lig te wees. Want as jy nie weet, jy moet soos sout wees. As jy nie weet, jy moet soos lig wees. En dit moet in jou lewe, moet dit uitkom. As jy dit nie weet, gaan jy dit nie wees nie. En God gaan nie verheerlik word nie. Want daai gedeelte in Matteus 5:16 sê, as ons dit is, sal mense dit sien, en wat sal gebeur? God sal verheerlik word, nie die mens nie. Maar as baie keer geestelike goed wat ons doen, in geestelike ervaring en goed, en dan word die klein partykeer op die persoon gesit, nie op God. Weer keer sê ek vir iets, not about you. It's about God. Dis die belangrike deel. Watter deel van jou lewe behoort regtig so? Volgende 2 verse wat opkom, het ek nie uitgeskryf nie.
maar jy kan dit gou lees saam met my 1 Petrus 2 vers 12. Maar jy kan hierdie boek Petrus, die 2 briewe van Petrus kan jy maar gaan opswat hoor. Ek sal vir jou sê, Petrus, soos wat ons in die boeretaal sê, was 'n eyster. Nou Petrus was ook die ou wat vir Markus beïnvloed om sy evangelie te skryf. En ons vergeet dit baie, né? Hy was een van die wat hom ek wil op as hy geïnspireer het. Jy hoor wat sê 1 Petrus 2 vers 12. Hy sê handhaaf 'n voorbeeldige leefstyl. Dis nou 1 Petrus 2 en hy's daar half agter die Bybel, my Bybel bladsy 1:297 staan daar handhaaf 'n voorbeeldige leefstyl onder die nie-Christene, selfs al kla hulle nie julle aan van wangedrag. Hy sê hulle sal dan julle goeie gedrag sien en God die eer daarvoor gee wanneer hy kom rekenskap vra. Nou as jy daai vers gaan, jy moet asseblief daai hele hoofstukkie gaan lees. Dit gaan oor die gedeelte wat ek al so baie genoem het hier van ons is die lewende stene wat ingebou is in 'n lewendige gebou en ons doel is om geestelike offers te bring. En een van die geestelike offers wat in die konteks hier is om regtig te glo. En ons weet Hebreërs 13 vers 15 en 16 praat van dat hierdie geestelike offers waarvan God hou is dankoffers en om goed te doen aan mekaar. So jou leefstyl gaan bepaal word eintlik uit wat jy glo en dit wat jy weet. En jy moet seker maak jy weet die regte goed. Hy sê ook in vers, ek het nog 'n vers bygesit daar. Ek weet jy of ek hom daar bygesit het en ek het hom nie, maar jy kan ook gaan lees daar in vers 15. Hy sê dit is God se wil dat julle goeie gedrag die mense wat uit onkunde van julle kwaad praat sal stil maak. Jou leefstyl en dit wat jy weet en glo, moet die kritisie stil maak. Baie keer fokus ons so op die mense wat nie saam met ons stem. En die kritisie. Weet jy waaraan spandeer mens 80%? Ek wil amper sê van jou tyd aan die bottom 20. Wat dalk net nie van jou hou nie. Maar ons veronderstel is om 80% te spandeer aan die mense wat saam met jou die pad wil staan. In my lewe is dit so, in jou lewe is dit ook so. En jy kan sien ek wys sommer 2 vingers. Nou wys daar 6 vir my terug. My leefstyl moet vir mense wys wat ek weet en wat ek glo. En natuurlik dit wat ons in die begin van die jaar vir mekaar gesê het in Galasiërs 5 vers 25. Hy sê ons lewe deur die Gees, laat die Gees ook nou ons leefstyl bepaal. Jy sien jou leefstyl is belangrik en hoe jy lewe oralste. Volgende enetjie sê daar vir jou die Heilige Gees se leiding vat jou van net kennis neem na werklik ken. Ek het 'n stelling eendag hier gemaak en gesê, daar's baie mense wat baie keer oor God se goed net kennis neem, maar hulle ken nie regtig God. So ja, nee, ons hoor dit. Jy weet, dit kan dalk iets wees wat jy het in 'n Christenhuis groot geword en jy neem kennis van baie goed. En ek het al baie getuienisse gehoor van mense wat sê nee, hy het as 'n Christen groot geword, maar dan eers later in sy lewe ontdek hy die Here. So alles wat hy in daai leeftyd geleef het in soos wat hy groot geword het in 'n Christelike huis, was net kennisname. Dit was nie regtig ken. En prys die Here as hy oor kan gaan van net kennis neem na ken toe. En dan kom die Heilige Gees, wat ek sal vir jou sê, ons verstaan nie baie keer nie. Partykeer raak ons bietjie verwag, maar die Heilige Gees vul ook dan die gapings waar ons dalk nie verstaan of verward is nie. Dit is wat baie keer gebeur. Dis van kennisname en dan begin die Heilige Gees met jou werk. En ons gaan nou sien hoe werk dit. En dan kom jy op 'n plek waar jy begin ken. Ken jy en weet jy wat jy ken en weet. En ek vra die volgende vraagie daardan, hoe? Daar's 3 goedjies
wat baie belangrik is, wat ons nooit moet vergeet. In die eerste plek is ken die waarheid. Want ons weet Johannes 8 vers 32 sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Maar ek wil vanoggend vers 31 ook bylees. Dit gaan ek vir jou lees. Hy sê in Johannes, as jy sal wil gaan kyk in jou vertaling, in Johannes 8 vers 31 staan, toe het Jesus vir die Jode wat tot geloof in hom gekom het, gesê, as julle in 'n noue verbintenis met my boodskap leef, hoor baie mooi, hy het met die gepraat wat reeds tot geloof gekom het, en dan sê hy, as julle in julle noue verbintenis van aan my boodskap, as julle in 'n noue verbintenis aan my boodskap leef, met ander woorde sy woord, sy boodskap, dit wat hy sê, is julle my egte navolgers. En dan gaan hy verder en sê, en julle sal begryp wat die waarheid beteken, en die waarheid sal julle vrymaak. So in die eerste plek, hoe leer mense om te weet? Eenvoudig die woord wat die waarheid is. Die waarheid van die woord. Jakobus 1 vers 18, dit gaan ek nie vir jou lees, ek het ruk baie daaroor gepraat, maar 1 vers 18 sê dat die woord is die waarheid. Jakobus 1:18 sê eenvoudig, die woord is die waarheid. En vers 21 sê, en het die vermoë om jou te red. Jy sien, as jy hierdie goed weet, dan maak dit 'n verskil. As jy Bybel lees ook en jy begin seker goed verstaan, daar seker goed wat jy eenvoudig nie weet. Dit byvoorbeeld een van die goed wat ek altyd sê is, niemand het nie nodig om vir my te vertel of te oortuig dat die woord die waarheid is. Ek weet dit is die waarheid. Kan jy dit ook sê? Jy nie meer nodig om oortuig te word dat God se woord God se weet is. Ek weet nie dis so. Ek weet my en wie bevestig dit? Dit is die Heilige Gees. Nee, jy weet eenvoudig nie, dit is hoe dit is. So met ander woorde, besef die woord is die waarheid in die derde plek, Jesus is natuurlik die waarheid. En dis hoekom die woord so groot impak het, want Johannes 14 vers 6 sê, Jesus self, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. Die vraag is, weet jy dit? Ja, is dit 'n diep besef en 'n diep wete dat dit regtig vir jou die waarheid is? Mens moet dit vra, nee. So met ander woorde, die woord help ons, ek wil oorgaan daar, die woord help ons met ander woorde, om te weet. Met ander woorde, om jou feite agter mekaar te kry. Ons almal ken Filippense 2 vers 12, wat sê jy moet jou eie heil uitwerk met vrees en bewe voor die Here. Maar kom ek lees vir jou wat sê die Nuwe Lewende Vertaling oor hierdie verse. Hy verduidelik hom eintlik baie mooi. Filippense 2 in die Nuwe Lewende Vertaling sê die volgende. Vers 12. My geliefdes, julle was altyd baie gehoorsaam toe ek by julle was. Hy sê nou dat ek weg is, moet julle nog egter meer gehoorsaam wees. Vol ontzag en eerbied vir God moet julle voortgaan om in julle verlossing gestalte te gee. Dit verduidelik eintlik wat dit beteken om jou eie heil voor die Here uit te werk. Daai geestelike lewe wat jy het, moet in gestalte na vore kom. Dit moet met ander woorde in jou leefstyl moet dit begin uitkom. Hoekom sal dit daar begin uitkom? Want jy weet dit, jy glo dit, jy ervaar dit. Hy sê, dit is mos God wat gewilligheid en vermoë in julle bewerk het om te handel volgens wat hy graag wil hê. En jy hoef nie bekommerd te wees in die proses nie, want God gaan jou help. Ja, maar hoe gaan ek ooit alles weet? Hoe gaan ek ooit alles verstaan? Weet jy wat, jy hoef nie alles te verstaan. Altyd oor God. Ons gaan nooit alles oor God verstaan in die tyd wat ons op aarde is. God is eenvoudig net te groot vir dit. Dit gaan net beperk wees in elk geval. Maar ons kan iets beleef van deur die werking van die Gees
Maak jy ons opgewonde oor sekere dinge en word daai en jy kennis neem, weet en jy weet maar nie dat jy weet. Niks anders nie. Het jy nie gehoor of weet jy nie dat God is God, hy skepper. En ek kan dit volgens vir jou sê, in Christus Jesus is hy jou God. Is dit nie goeie nuus? Repetisie. Ai, man. Dis dan 'n ander ding daai. Jy doen 'n ding net 2 of 3 keer, bid om 2 of 3 keer en dan gebeur dit nou nie, dan los jy dit nou. Jy weet jy kry die ouens wat gym toe kom. Soek hulle oefenprogramme en hulle soek al hierdie nice goed. En hulle soek raad, dan gee jy dit vir hulle. En dan sê ek altyd vir my vrou as ek by die huis kom, nee, daar's nou 'n nuwe ou in die gym, hy wil dit en dit. En dan sê ek vir altyd dit by hom, sommer sien of hy hou. Want hy hou gewoonlik net, as hy nie ernstig is, hy hou net so 2 weke. Dan sien jy hom nie weer nie. Want repetisie is nie altyd maklik. Om goed oor en oor te doen, is nie altyd maklik. Maar weet jy wat, hoe meer jy dit doen, dis soos oefen. Hoe meer jy dit doen, hoe meer word dit 'n gewoonte en dan word dit jou karakter. Dis hoekom ons ook ophou bid nie. Die skrif sê, bid en hou aan bid. Dr. Isak het nou 'n reeks ook oor gebed en baie gedeelte gebruik waar die ou in die nag vir sy vriend kom vra vir 3 brode. In die eerste plek was dit sy vriende. Die tweede plek is hy was onbeskaamd, hy het aanhou vra. En die ou het vir hom gegee, hy het aanhou vra. Die vrou wat kom smeek het dat die Here dat hierdie regter gebruik die gelykenis van hierdie onregverdige regter. Wat goddeloos is, en dan gee hy tog uitspraak aan hierdie vrou, want hy sê, net nou kom hierdie vrou terug en gee my nog 'n klap, ook sê die Nuwe Lewende Vertaling. So ek sal haar maar help, en sê, hoeveel te meer moet ons sê, die deel van die gelykenis was om te bid en aanhou bid. Hoeveel te meer moet ons nie vra en aanhou vra en aanhou vra en aanhou vra, want God sal ons gebed verhoor. Repetisie. Die woord lees oor en oor en oor en oor. Dit bedink oor en oor en oor en oor. Hoekom het ons elke maand nagmaal? Ek vind dit is iets wat oor en oor gedoen word. En Jesus sê self, doen dit tot my herinnering, doen dit weer en weer en weer. Besef weer en weer en weer. En jy sal net meer weet en weet en weet. Repetisie is een van die sleutels ook vir sukses in die sekulêre lewe. Ek dink hulle praat iets van, as ek nou al die gurus wat ek al gehoor praat het hieroor reg verstaan, is dit iets soos 100,000 ure. As jy 100,000 ure aan iets spandeer het, behoort jy 'n professional te wees in daai vakgebied of iets. Wat beteken dit? Repetisie. Oor en oor. As ek vat, hoeveel keer ek die ou vertaling in my lewe deurgelees het? Baie keer nie van Genesis tot Openbaring nie, maar stukke tussen en as jy alles bymekaar sit, lees ek alles, maar hoeveel keer het ek dit al gedoen? Ek het dit al met die nuwe vertaling gedoen. Al my nuwe vertaling Bybels van die rak af en kyk wat ek al geskryf. Ek het dit al met die Nuwe Lewende Vertaling gedoen. Ek is nou weer besig om dit te doen. Ek het in die tussentyd in die 2020 vertaling begin inkry. Repetisie. Jy sien, dit is hoe 'n mens op 'n punt kom wat jy later kan sê, maar nou weet ek. So moenie ophou nie. Al lees jy net bietjie elke dag, moenie nooit ophou. Bid bietjie meer man, kom nou. Repetisie. En ons het 'n baie goeie voorbeeld in die Bybel oor repetisie, want ek meen wie wil nie wees soos 'n boom geplant by waterstroom wat sy vrug gee op sy tyd. Wie wil nie so? Almal wil dit wees. En hoe gebeur dit? Deur die woord te oordink dag en nag. Repetisie.
En so ook sal jy kom by die gedeelte in Jesaja 40. Het jy nie gehoor of het jy nie geweet, dat God is God. Hy is skepper God. En hy is vir jou. En as jy verder lees natuurlik ook, die wat hom wag sal nuwe krag kry. Daai wagproses, dis oor en oor en oor. Moenie te vinnig ophou. Ek weet verseker, daar is niks in hierdie lewe wat ons kan skei van die liefde van die Here. Ou liedjie. Ek weet verseker, daar is niks in hierdie lewe, geen bose magte, dood of engele wat ons kan skei van die liefde van die. Waar staan dit? Romeine 8. In die volgende opgooi, Romeine 8. Was hy nie daar nie. Dink ek het dalk daar opgehou. Dis ietsie wat bygekom het later. Ekskuus vir daai. Maar dit is die liedjie wat ons sing, Romeine 8 vers 38. Wat vir my baie interessant is daar. Verskillende vertalings, daar staan in een vertaling, ek is vas oortuig. Ek weet, met ander woorde, wees vas en seker. Party vertaling sê, of net verseker. Party sê, om oortuig te wees. Soos eenvoudig, ek weet verseker, daar's niks wat my sal skei. Die vraag is, weet jy? Weet jy? Is dit absoluut deel van jou lewe? Daai verseker. Ander liedjie wat ons sing, ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit genade vergeef. En dan gaan hy anders sê, hy is my leidsman, hy laat my leef. Weet jy dit? Weet ek dit? Is dit net kennis? En dan het al gegaan na ken toe. En natuurlik die gedeelte in Jesaja is ook 'n lied. Ook 'n lied wat ons baie keer, een van die ou liede wat sê, wat ook vir ons sê dat, weet jy dit nie? Of het jy nie gehoor ons God is Vader, Skepper en Heer? Kom sê my, weet jy dit nie? Of het jy nie gehoor ons God is Vader, Skepper en Heer? Ja, ek sal sing van sy grootheid, ek sal juig oor sy krag, ek sal vertel van sy liefde elke dag. Repetisie. Gebede in die Bybel wat ons baie keer oor en oor kan bid, moenie ophou. Bid die vir ons Vader gebed oor en oor, moenie ophou. Bid die Psalm 23, sing hom, bid hom, oor en oor en oor en oor en oor. Wat gaan dit doen? Dit gaan net maak dat jy nog meer weet en sterker word in jou geloof. So, wat jy ook al doen in jou geestelike lewe, moet nie ophou nie. Hou aan. Ek nooi jou uit vanoggend. As ons na die nagmaaltafel toe kom, soos wat Jesus gesê het, doen dit tot my gedagtes. En hy sê daar, elke keer, was repetisie, as julle by mekaar kom. Elke keer, as julle eet en drink, roep dit in herinnering. Hoekom sal dit belangrik wees? Want dit maak net die weet sterker. Ek kom nou in COVID-tyd, het ons elke dag nagmaal gebruik. Elke dag. Ons het elke dag Psalm 91 gelees. Onthou julle daai dag? Ons moet dit nie te vinnig vergeet nie, hoor. Want die Here het ons daardeur gedra. Maar daai repetisie het gemaak dat jy net nog meer eenvoudig weet. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dit is nou die tyd dat ons kan reageer op dit wat ons gehoor het. Here, ek wil saam met my boeties en sissies vanoggend bid en U vertrou. Dat die wete wat ons het van wie U is, net nog sterker sal word in elkeen se lewe.
Ons kan vanoggend vir mekaar kyk en sê, ons weet U is ons God, U is ons skepper God. Ons kan vir mekaar kyk en sê, U het ons so lief, niks kan ons skei nie, en ons weet dit van U liefde nie, ons weet dit. Ek wil bid, Here, dat hierdie week ook sal oorgaan in elkeen van ons leefstyl, sodat ons die wat dalk kritiek het, sal stil leef, stil, net met ons leefstyl, omdat ons weet, U is ons God. Dankie daarvoor. Ons bly absoluut so in aanbidding. En ek vra vir jou, kom sluit die oë. En net daar waar jy sit, maak die saak vanoggend met God uit. Ek gaan jou geleentheid gee daarvoor.